Goeiedag. Ons kyk weer na die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus, dit wat gekom het bykans 2000 jaar terug. Jy weet, ek praat elke keer begin ek, dan sê ek die goeie nuus van Jesus Christus, want ons moet besef dat die kruis is 'n waterskeiding tussen die ou en die nuwe. En ons besef dat die hele werklikheid wat gebeur het in Genesis, het God vir die mens gesê, jou saad sal sy kop vermorsel, en hy het gekom om dit te doen. En dit is die werklikheid waarvan Romeine 4 vir ons dan praat, hier so vers 24 af. Dan sê hy dat Christus het gekom, dan praat hy oor geloof, want die hele werklikheid gaan oor geloof, dis 'n oortuiging. Het gaan net oor geloof, dis 'n oortuiging. God het die mens geskape as 'n is-mens. God het hulle in sy beeldnis en gelykenis geskape. En die vyand het gekom en hy het vir die mens gesê, as jy iets gaan doen, kan jy word soos God. Met ander woorde, vat dit net nou myself, as ek kinders het, want God is lief vir ons, en net soos ek lief is vir my kinders. My kind wat ek het, is gebore as 'n van staden. Hy hoef nie iets te gedoen het om 'n van staden te word nie. Maar sy verstand kan korrup word, en hy kan weggetrek word daarvan, want dit is waar die denke is. Die denke is die probleem, en die denke is die probleem wat vir die mens gesê het, die sielsdimensie, want ons was gees, siel, liggaam geskape. Man, weet jy wat, luister na die man, want daar was nie hierdie verseeling gewees nie. So met ander woorde, net so sit ons vandag, dat wanneer ons met mekaar praat, dan probeer ons daai denke weer vernuwe na die werklikheid wat God vir ons gesê het, God se oorspronklike plan wat hy vir die mens gegee het. En hy kom in die hele werklikheid gaan oor 'n tuiging, oor 'n oortuiging. Geloof is 'n oortuiging. 5 is 'n persuasion, is dat my kinders moet glo hulle is 'n van staden. En dit is wat God gesê het, en hy praat in Romeine 4 oor die geloof van Abraham, en dan sien 'n mens dat hy sê, maar dit is nie net hom toegereken nie, maar ook aan ons, die werklikheid van geloof, wat glo in Jesus Christus, wat 2 dinge gedoen het. Eerstens vir ons gesterf het, om te voldoen wat die Ou Testament van ons verwag het. Met ander woorde, die loon van die sonde, jy moes sterf, maar hy het as jy gesterf, en hy het opgestaan om vir ons 'n nuwe lewe te gee, sy lewe. So dis die werklikheid wat Jesus Christus vir ons kom doen het in kort, en nou het ons sy lewe. Dis hoekom ek sê, die kruis is die waterskeiding, die afsterwe van die ou mens, en die lewe wat God vir ons in Christus gegee het. Nou praat hy in Johannes 3 daarvan, en dis baie belangrik, skriffies wat ons baie goed ken. Johannes 3 vers 16, gebruik Jesus hierdie vergelyking. Hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Nou waaroor gaan dit? Dit is om vir ons te demonstreer die oue, want in die 14de vers praat hy van, net soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So wat gebeur het, daar was slange in die woestyn gewees, en dan het die volk gepik, en dan het die mense dood gegaan. Maar wanneer hulle dan by hierdie werklikheid van die slang, want God sê vir Moses, hy moet 'n slang op 'n paal sit. Nou daai paal in die skade weer verteenwoordig die werklikheid van die kruis. En as hulle daaraan geraak het, dan is hulle genees. Jy sien, so dis wat God hier vir die mense sê, dit was 'n skade weer, sodat jy weer die lewe kon hê, en nou probeer die mens nou uit die wet die lewe kry, en God sê nee, dit gaan deur Jesus Christus. Hy gaan Jesus Christus vir ons gee, sodat as ons van Jesus Christus eet, met ander woorde in die Genesis, die boom van die lewe eet, of aan Jesus Christus raak, daardie werklikheid, daai geloof, dan sal ons lewe tot in ewigheid. Dit het Jesus reeds gesê, en nou lees ons die goed, maar ons gaan oor dit, want ons lees net gedeeltetjies daarvan. Kyk, hy sê, so elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hoekom? Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel of pak slaag te gee nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo word nie veroordeel nie.
Jy sien, mense, dit is so belangrik. Dis dieselfde wat 1 Johannes 5 sê. Hy wat die seun het, het die lewe. Hy wat die seun nie het nie die lewe nie. Nou dit is na die kruisiging geskryf, maar hoor wat het Jesus self gesê. Mense sê as ons oor die geregtigheidsboodskap of die vryspraak kom en sê hulle, maar hoekom het Jesus dit nie self vir ons gesê nie? Luister. Hy sê, hy het gekom, hy het die mense so lief, dat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie. Lees net verder na daai mooi skrifgie, wat sê die volgende skrifgies, hy wat in hom glo word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. Hy sê, en dit is die oordeel, dubbelpunt, nie misleidend nie, dat die lig in die wêreld gekom het en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle wêreld was boos. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke geopenbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Mense, sien nie hoe belangrik is dit? Jesus het dit klaar gesê. Hy het dit klaar gesê, dat jy kom en dit gaan absoluut net oor geloof. Kyk mooi wat sê hy daarvan in die laaste versie van Johannes 3. Ons wil net by vers 16 bly, maar ons moet gaan kyk daarna. Dis so duidelik, dis 'n afgehandelde werk voor die kruis. Hy sê, hy wat in die seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat die seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Nou kom ons en ons sit, dat mense sê, ons gaan nou moet kyk en ons sal moet beter mense word en ons sal onsself moet verbeter en op die ou einde gaan ons eendag sterf en dan gaan ons voor God staan en dan gaan hy besluit. Nee mense, jy besluit nou. Watter kant toe gaan jy? Die skrif is vol daarvan. Jesus het hoeveel keer dit vir die mens gesê, dat dit bly jou keuse. Nee, dat God het gekom en vir ons die lewe kom gee. Al wat jy moet doen, jy moet daaraan gaan raak. Jy moet dit net joune maak, jy moet dit net aanvaar. Nou kom hy verder, dan gaan kyk ons daar, dat ek het 'n vorige lering daaroor gepraat, dat Jesus was 100% mens en hy was 100% God. Nou die werklikheid, die onwerklikheid het ons gelees in Romeine 5 vers 12, ek wil nie weer daarna toe gaan nie tot vers 14, dat die sonde wat ons het, ons maak alles gaan vir ons net oor sonde, en ons preek sonde, en ons al die goed, en as ons nou sê, dit gaan nie oor sonde, dan sê die mense, so jy mag doen wat jy wil, dit is nie waar dit gaan nie, jy moet die boodskap hoor, jy moet die lewe hoor. God het in Christus gekom om die ou mens weg te vat. Dis wat hy vir ons sê. Hy het kom sterf vir die ou mens en hy het opgestaan en hy het vir ons 'n splinter nuwe lewe gegee, sy lewe. En dis elke mens se verantwoordelikheid, Efesiërs 1 vers 13, om hierdie boodskap te hoor en dit te aanvaar. Dis jou keuse. God werk van die begin af met keuses. Jou keuse, wil ek dit hê of wil ek dit nie hê nie. Maar kyk die oomblik wat jy daai lewe kry. Kom ons kyk gou, hy sê, Galasiërs 4, Jesus was mens. Hy sê, maar ek sê, solank as die erfgenaam 'n kind is, verskil hy niks van die diensknegt nie, al is hy heer van alles, maar hy staan onder voogde en bestuurders, tot op 'n tyd tevore deur die Vader bepaal. So was ons ook, dis in die oue, toe ons kinders was, in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld, dis die wet, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. Hoekom? Om die wat onder die wet was los te koop, sodat ons nou aanneming tot kinders kan ontvang. Dit is wat gebeur het tot op die kruis. Jesus Christus moes kom sterf. Romeine 6 sê dit vir ons, die loon van die sonde is die dood. Hy het kom sterf. Ons was in Christus, Galasiërs 2 vers 20, ek is saam met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, ek is gone. So, hy het gedoen wat die Ou Testament verwag het van die mens. En dit is hoekom hy uit 'n vrou gebore was, want dit moes 'n wettige transaksie gewees het, waar daardie lyn wat uit Adam gekom het, want die skrif sê, dis Adam wat gesondig het. So sondes gaan nie oor jou sonde nie, dit gaan oor dit wat Adam gedoen het. En dis hoekom Johannes 16 vers 9 sê, as die Heilige Gees kom, gaan hy ons oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Hy sê van sonde, omdat julle in my nie geglo het nie. Dis die enigste sonde wat oorbly. Nou mense, baie mooi het hy vir ons gesê,
tot volheid van tyd onder 'n vrou gebore was, om die wat onder die wet was los te koop, sodat ons nou aanneming tot kinders kan ontvang. Nou gaan hy verder, nou sê hy, en omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur, en hy roep, my Vader, Abba Vader. Daarom is hy nie meer 'n diensknegt nie, maar nou 'n kind, en as jy 'n kind is hy dan ook erfgenaam van God deur Christus. So jy sien dat God het vir ons 'n nuwe werklikheid. Die hele skrif gaan oor hierdie twee, die oue en wat jy was, en die nuwe wat gekom het in Christus, dit wat jy aanvaar het, net soos wat Adam aanvaar het om van die verkeerde vrug te eet, net so moet jy aanvaar om van die regte boom te eet, naamlik Jesus Christus. Maar wat is hierdie lewe wat Jesus vir ons kom gee het? Ek het dit 'n vorige keer ook genoem, ek wil net weer hê, ons moet daarna gaan kyk. Hy praat daarvan in Matteus 1, toe die engel aankondig dat Maria swanger geraak het, toe wil Josef weghardloop, en hy sê, moenie weghardloop nie, want dis uit die Heilige Gees. Sy sal 'n seun hê, en jy moet hom Jesus noem, want dis hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Hy sal 'n einde bring aan die sondeval, want dis wat daar praat. Met ander woorde, hy gaan 'n einde bring aan die Adamiese ras. Jy sien die werklikheid wat daar is, wat hy gebring het. En nou gaan kyk ons byvoorbeeld in Johannes 1. Johannes 1 praat hy daarvan, en hy sê, vers 11, hy sê, hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, dis Jesus, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, net deur die geloof. Hulle wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Jy sien hierdie nuwe geboorte, hulle wat nou uit God gebore is. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Wie was die woord? In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Dit is so belangrik dat ons sien dat die lewe wat ons gekry het, is weer die lewe van God, die oorspronklike lewe. Hy sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. So, wat het ons nou gesê? Hy sê, en die woord het vlees geword, en onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou, heerlikheid soos die eerstgebore wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Dis die lewe wat ons gekry het. Is nie 'n tweedehandse lewe, of 'n lewe wat opgewek moet word, of 'n minderwaardige lewe nie. Hoor vers 18, hy sê, want niemand het ooit God gesien nie. Die enige gebore seun wat uit die boesem van die Vader gekom het, die het hom kom verklaar. So watter lewe het Jesus Christus vir ons kom gee? As ons dan nou gesterf het saam met Christus, en hy opgestaan het, en hy het vir ons weer sy lewe gegee. Wat 'n lewe is dit? Dieselfde lewe wat uit die boesem van die Vader kom, nie 'n tweedehandse onwerklikheid of 'n minderwaardigheid nie, mense. Ons sê weer eens, dat jy moenie probeer om God te word nie, jy moenie dink jy's God nie, dis die sondeval gewees. Hoor wat sê ons, hy sê, Kolossense 3, as julle dan saam met Christus opgewek het, soek die dinge wat daarbo is, nie die dinge wat op die aarde is nie. Hy sê, want julle het gesterwe, en julle lewe is nou saam met Christus verborge in God. Jou lewe is saam met Christus verborge in God. Hy sê, wanneer Christus wat ons lewe is, so wat 'n lewe? Hy selfde lewe wat weer uit die boesem van die Vader uitkom. Wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Mense, so ons moet gaan kyk, wat is daai lewe wat ons ontvang het? As ons sê, Jesus Christus is my lewe, dis wat alle Christene sê, ons het ons ou lewe afgelê, en ek het Jesus aangeneem as my lewe. Wat is jou lewe nou? Dis nie sonde nie. Nee, hy sê, hoor mooi wat sê 1 Timoteus 3 vers 16, en onteenseglik die verborgenheid van die godsaligheid is groot, dis huge. Hy sê, God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees. Wie's geopenbaar in die vlees? God. Nee, ons dink nou baie keer dat Jesus was maar net 'n tweedaan, net so bietjie minder. Nee, hy sê in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Jy sien, God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees,
het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in hierdie wêreld en is opgeneem in heerlikheid. Met ander woorde, Jesus was God, en dis daardie lewe wat jy gekry het. As ons net gaan kyk byvoorbeeld na 1 Johannes 3, dan sien ons dat hy sê die lewe van Christus was nie 'n sondaar gewees nie. Kyk mooi, 1 Johannes 3 vers 5, en julle weet dat hy verskyn het om ons sondes weg te neem. Mense, hoe is ons dan nog so behep met sondes? Want die hele skrif wil vir ons sê, dit gaan nie meer oor sondebelydenis nie, dit gaan nou oor Jesus belydenis. Hy sê wel nou as hy begin in 1 Johannes 1, wil nie nou daaroor ingaan nie, vers 8 tot 10, dat ons moet ons sondes bely, dan praat hy met heidene, hy praat met ongelowiges, en jy moet op 'n punt kom wat jy besef, jy mis dit, en jy moet Jesus Christus aanvaar, maar wanneer jy hom aanvaar het, dan het jy die lewe van Christus, en hy sê, en hy het gekom om ons sondes weg te neem, en geen sonde is in hom nie. Geen sonde is in hom nie. So, jy moet daardie werklikheid sien van watter lewe het Jesus Christus nou vir ons gegee. Mense, so die belangrikheid is vir ons in hierdie lewe, is dat ons moet nou wandel in hierdie volle werklikheid. Weet jy, as ons gaan kyk na die geskenke wat God vir ons gegee het in Christus, dan praat hy daarvan in 1 Korintiërs 1 vers 30, en sê hy, dit is alles uit God wat ons in Christus gesit het, wat vir ons geword het. Jy sien, dis nie joune nie, want joune is iets wat jy moet opwerk en stappe moet hê, maar wanneer dit iets is wat hy vir ons geword het, is dit 100% afgehandel. Hy sê ons wysheid, ons geregtigheid, ons heiligheid en ons verlossing. Jy het dit, ek het in 'n vorige lering het ek nou oor al daardie goedjies gepraat. Nou sê Kolossense 2 vers 6, soos wat julle Jesus Christus ontvang het, wandel so in hom. Jy sien, ons probleem is, wat ons het, is ons wandel nie in die wysheid van God nie. Hy sê, en snaaks is as 'n mens op hierdie goed ingaan, en jy gaan kyk, wat sê die skrif, wat is die geskenkies wat jy ontvang het, dan sê hy in byvoorbeeld, net om die wysheid te gepraat, hy praat hele 1 Korintiërs 1 en 2 van 2 tipes wysheid, maar dan sluit hy af in vers 16, 1 Korintiërs 2, hy sê, Engels sê het mooi, hy sê, who have known the mind of the Lord that he may instruct him, but we have the mind of Christ. Ons het die sin van Christus, sê die Afrikaans. So dit is iets wat jy het, en jy moet in daardie denke van Christus wandel. Here, wat is u? Wat is die wysheid? Wat sê u vir my? Nee, met ander woorde, so belangrik, ons moet in sy geregtigheid wandel, dat ons geregverdig is, sê Romeine 5 vers 1. Nie weer probeer om by geregtigheid uit te kom, en 'n geregtigheid probeer opwerk, en soos die Jode, as hy praat daarvan, gaan lees Romeine 10 vers 1 tot 4 nie. Nie weer 'n geregtigheid wat uit die wet is nie. Hy sê ons heiligheid, dis nie weer stappe om by heiligmaking uit te kom nie. Dis absoluut daai werklikheid dat hy sê in Hebreërs 10 vers 10, dat hy ons eenmaal het hy ons heilig gemaak. Vir altyd het hy ons verheilig gemaak. So, dit is die lewe wat jy aanvaar het, en dis hoekom Jesus gesê het in Johannes 17, toe hy bid, Vader, maak hulle een soos ons, soos wat ek en u een my, ek en hulle en my, soos ons almal een kan wees. Nie Vader, maak ons ook sondaars nie. Hy sê nee, Vader, maak hulle soos ons, sonder sonde, in geregtigheid, in heiligheid, in wysheid, in verlossing. Vader, genesing. Hy sê, wandel in jou genesing. Jy sien, ons probeer nou, as gevolg van ons wetmentaliteit, en omdat ons goed wil opwerk, dan probeer ons genesing kry. Die oomblik as jy siek word, dan wil jy nou by genesing uitkom, en jy probeer genesing verkry. Die oomblik wat jy iets verkeerd gedoen het, dan wil jy vergifnis probeer kry. Die oomblik wat jy sien dat jy nou nie mooi afgesonder lewe nie, dan wil jy heiligheid kry. En wanneer jy voel jy's nie goed genoeg nie, dan sê Vader, regverdig my. Nee, die werklikheid is dis geskenke wat God vir ons gegee het, wat jy aanvaar die oomblik as jou ou lewe, as jy aanvaar dat jy ou lewe afgelê is, en jy aanvaar hierdie lewe van Jesus Christus. Dis nie 'n werk nie, dis absoluut. En dan is dit vir jou so werklikheid, jy wandel in dit. Elke dag is jou gebed. Here, baie dankie dat ek genees is. Baie dankie dat terwille van u
Hy sê, by your stripes you were healed, nee, deur u wonde het daar vir my genesing gekom. Baie dankie dat ek daarin kan wandel. Dankie dat ek in u geregtigheid kan wandel. Dankie dat ek in u volheid kan wandel. Niks uit myself nie, maar absoluut net u, want ek behoort nie meer aan myself nie. Die skrif sê vir ons, hy sê, julle behoort nie meer aan julle self nie. Mense, ons moet daai werklikhede moet ons verstaan, en want anders raak dit moeiliker vir ons, as ons eers in die modder sit, om dan daar uit te kom. Mense, ek sê dit raak moeiliker, dit beteken nie dit werk nie, dit gaan dalk net bietjie moeiliker wees, maar die eindresultaat gaan presies dieselfde wees, maar jy gaan net soos die Israeliete eers die woestynpad moet vat. Mense, daar is so groot werklikheid, hy sê vir ons in Genesis 1 is die mens geskape om te heers. God het die mens geskape en vir hom die aarde gegee en gesê heers hieroor. Hy praat in Romeine 5 daarvan, hy sê dat julle nou deur hierdie probleem van Adam, wat hy die twee goed praat, hy sê dat julle die lewe van Christus nou weer het, hy sê sodat julle in hierdie lewe kan heers deur die een Jesus Christus. Hy praat in Efesiërs 3 vers 20, hy sê meer as wat jy kan dink of bid, kan God doen deur die krag wat nou in jou werk. Want jy het nie meer jou eie lewe nie. Jy het nou die lewe van Christus. So dis nie ek wat dit doen nie, maar dis absoluut die werklikheid van Christus wat dit doen. En hy is 100%. Hy sê dat hy uit alle werklikhede het hy vir ons gedoen. Hy hoor mooi wat sê 1 Johannes 4. Dit gaan nie oor jou wat so smart is nie. Hy sê hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Want hy is ons lewe. My lewe is nou saam met Christus verborg in God. Wat kan 'n mens aan my doen? Hy sê dit as God dan sy Romeine 8 vers 31-32, dan sy eie seun nie gespaar het, maar vir hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie vir ons alles uit genade skenk nie? Jy sien, dit is God se liefde, dit is God se plan vir ons, 'n totale herstel wat hy vir ons gebring het. Maar ons moet daarin wandel, want anders te gaan ons dit moet soek op 'n stadium, en dit bly jou geskenk. Maar dit gaan dalk net vir jou dalk bietjie moeiliker wees om dit te kry. En dis hoekom God ons elke dag aanmoedig. Johannes 15. Ek is die wynstok, julle die loot, dat my Vader die landbouer. Bly in my soos ek in julle. Absolute werklikheid. Hy sê 1 Johannes 4 vers 17, sê mooi in die Engels, hy sê, as he is, so are we. In this world, hy sê, want ons vermoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is ons in hierdie lewe. Mense, so belangrik hierdie werklikhede, alles wat God vir ons gegee het. Dis hoekom Jesus Christus aarde toe gekom het, sodat ons daai werklikheid kan kry en in daai werklikheid van hom kan wandel. Dit is vir my so mooi as ek net weer dink aan die mooi skrifgie in Efesiërs 2, waar hy sê, julle is nou nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Want mense, ek sien nie, waar is ons? Ons is daar waar geregtigheid is. Ons is daar waar heiligheid is. Hy sê medeburgers van die heiliges. Nou wat is jy as jy dan is jy heilig. Jy sien daardie absoluut. Hy sê nou dat jy geregverdig is. Mense, ons kom in niks kort nie. Ons het daai volle werklikheid, maar ons moet elke dag daarin wandel. Hoor wat sê Efesiërs 3 vers 16. En dat julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk word, deur sy gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is. Mense, so belangrik om in daai liefde gewortel en gegrond is, dat God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enige gebore seun vir ons gegee het, sodat hy weer ons lewe kan wees. Goeie nuus van Jesus Christus. Amen.